afgelope tyd myself uitgeleen, en ons het met baie mense gepraat en gesê, Here, laat ons mense bietjie begin drome droom. Die woord sê ons, die ou mense sal drome droom. Maar die jong mense droom ook. Die jong mense sal gesigte sien. Dis wat die woord sê wat in die eindtyd gaan gebeur. Nou vir my baie interessant, ek word oorval met mense wat droom. Maar dis nie somme drome nie. Dis diep goed. Dis diep drome. Dis openbaringe. Dit is goed wat jy weet. Hierdie is 'n beduidende droom. Hierdie is 'n rigtingaanwyser. Hierdie is wat die Here wil doen. So ek word oorval deur dit, en die Here bevestig woord op woord. So ek wil vir jou uitnooi vandag, en ek vir jou sê, luister, die Here sê, in die laaste dag, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Ons is daar. Hy sê, julle ou mense sal drome droom, nou ek sal dit vir julle gaan opsoek, ek sal dit nog gaan bestudeer. Dis nie grys nie, dis nie daai oud nie, dis volwasse kinders van God. Dis oud, met wysheid, wat die Here hierdie geheimenisse gaan begin deel. En ek wil jou vra, maak jou gereed, maak jou gees oop. Jy kan nie nou bekostig om in die aand in die bed te klim en te gaan slaap en jou oë toemaak, sonder om te sê, Here, praat in my gees nie. Praat met my, openbaar dinge aan my. En dit is die deel waarin ons is en waar ons gaan beweeg. So is baie drome en dinge wat uitkom, baie groot goed wat gebeur, van die bestes wat uitkom, al hoe meer, te midde van die storm, te midde van oorloë, te midde van chaos, is die Here getrou. Al voel dit nie so nie, al lyk dit nie so nie. Die wêreld probeer sy bes om ons aandag af te trek, om ons besig te hou met nitty-gritty nonsens. Maar die Here sê, hou fokus. Want onthou in die laaste dag wat gaan gebeur. So ek gaan vanmôre met julle praat oor baie interessante onderwerp, maar ek wil so begin en vir jou te sê, wie van julle het al kar bestuur? Nou het dit niks te doen met die naweek nie, hoor nou mooi. Daai paai is so sleg daaronder, jy kan nie slaap in die kar, glo my. Dis net gate en potholes, maar dis hoe dit is. Wie van julle het al in 'n kar gery, dan bestuur jy, en dan voor jou kom kry, dan voel jy raak so weg. Moet nou nie almal erken nie, asseblief, jy gaan dalk in die moeilikheid wees. Jy kom agter, hoor jy, ek het nou so 'n paar sekondes gemis, ek's daarom nog op die pad. Maar ek het dit gemis. Wie van julle maak soos ek? Ek is baie lief vir NASCAR, want ek het dit al beleef. Ek was al daar, langs die baan. Dis amazing, as 40 getunede V8's teen jou verbyjaag, teen oor die 220 myl per uur. Dit verander jou DNA. Hier binne skuif dit jou organe rond. Dis verskriklik. Ander oom het altyd gesê, dis 'n ander solving daai. Dis iets groot. Nou wie van julle is soos ek, wat sondaande kyk ek na die NASCAR. Nou dis nogal 'n lang ding, dit hou so 2-3 ure aan, so reisies. Maar nou begin ek hy NASCAR, die koffie is daar, alles is reg. Ek's nou so geïnteresseerd wat hier gaan gebeur, want ek kan nou vereenselwig daarmee. En dan begin ek om kyk, en dit is so mooi en als, en dan op 'n stadium as ek weer my oë oopmaak, dan is die reis verby. Dan is dit 1:30 die oggend, want ek het alles gemis. Ek wil vanmôre gaan met jou praat hieroor. Word wakker, kerk. Wake up church. En julle gaan vir my sê, waar gaan ons? Bly by my. Bly by my. Hoor die woord van die Here vanmôre. Vanmôre wil die Here jou optel. Vanmôre wil die Here jou motiveer. Vanmôre wil die Here jou weer aanmoedig om aan te gaan in die lewe. So ek gaan begin, en hoor nou mooi, die eerste skrifgedeelte. Hallo. As hy, kyk nou waar gaan ons. Lukas 13 vers 24 sê die Afrikaans, hy sê, stry hard om in te gaan deur die nou poort. Want baie, sê ek vir julle, Jesus in die woord, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, en sal nie in staat wees nie. Hoekom sal mense nie in staat wees om eendag die hemel te maak nie? Hoekom nie? Party gaan nog heeltemal ongered wees. Party gaan in sonde leef. Party gaan dink hulle werke gaan hulle red. Goeie dade gaan hulle red. Daar's baie van die tipe van voorbeelde wat hy ook kan noem. Maar ons kan ook verder gaan as om te sê,
as gevolg van afvalligheid, as gevolg van koud geword langs die pad, as gevolg van terugval, dan gaan ons dit nie maak nie. Dis waar die skrif inkom en ek gaan nog eendag daaroor preek. Waar hy sê, Here, Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf. Dan sê die Here, gaan weg van my. Ek het julle nooit geken nie. Die woord sê, moenie almal wat sê Here, Here glo nie. En nie almal wat sê Here, Here gaan die koninkryk beerwe nie. Dis mos wat dit sê. Nou, mense kry altyd die argument en dan sal mense by my sit in my kantoor en sê hulle, pastoor, maar God is dan 'n God van liefde. Jo, daar slaat ons om nou. Dit was nou 'n drumroll daai hoor. God is dan 'n God van liefde. Dan sê ek, ja, hy het jou so lief gehad, hy het sy seun gestuur. Maar jy het 'n keuse om te maak. Moenie mislei word nie. Dit is so moeilik. Ons is besig om nader te beweeg aan die hoogtepunt van die hele menslike bestaan. Dit waaroor alles gaan, die hele skepping, ek en jy as mens, dit wat nou gaan gebeur, dis die hoogtepunt van alles. Maar hier kom dit nou. Lukas 17:34, ek lees uit die boodskap, hoor nou hierso. Wanneer die seun terugkom, sal dit 'n dag wees van groot skeiding tussen mense. In dieselfde huis sal die ma byvoorbeeld gereed wees vir sy koms, maar nie die pa nie. Ek sal haar saamvat na my splinternuwe wêreld en hom los. Kan ek dit weer lees? Ek sien dit raak baie stil. Dit sal 'n dag wees van groot skeiding tussen mense. In dieselfde huis sal die ma byvoorbeeld gereed wees vir sy koms, maar nie die pa nie. En ek sal haar saamvat na die splinternuwe wêreld toe en hom los. Kan jy agterkom, hier's 'n duidelike skeiding. Hier's twee vlakke. Hier's twee dinge. Tussen man en vrou is daar twee vlakke. Een word gered, een nie. Een word aangeneem, een nie. Maar pastoor, God is 'n God van liefde. Sy genade is Ek het my seun gestuur. Ek gaan nie vandag praat oor die eindtyd nie. Dit is net 'n inleiding. Ek gaan dit vanmôre sê en ek het dit laasweek in Malelaan ook gesê toe ek daar bedien het. Dit pla my nie of jy glo in die wegraping of nie. Maak jou gereed. Maak jou gereed. Net goue onderskeid vir julle. Tydens die wegraping gaan Jesus Christus self kom in die lig. Hy kom vir sy bruid. Die kerk, die gereddes van die Here, wat nog hier is. En die wat ontslaap het nadat die kerk ontstaan het. En dan, Jesus het vir hulle betaal met sy eie bloed. Dis die wegraping. Die tweede koms. Jesus kom op die Olyfberg. Hy sit sy voet op die Olyfberg. Hy kom nie meer vir sy bruid nie, hy kom saam met sy bruid. Hy het reeds betaal vir daai sondes, maar die mense wat op aarde is, gaan betaal met hulle eie bloed. Dis die verskil. Jy moet dit baie vinnig onderskei. So ek wil nie daaroor praat vandag, ek wil nie die eindtyd ver ingaan nie, maar ek wil vir jou sê, die tyd raak min. Vir jou sê, daar is nie meer tyd verspeel nie. Sê ons, pastoor, jou boodskap vanmôre gaan my dwing om tyd met die Here te spandeer. Ek het nie tyd nie. Ek weet jy het nie tyd nie. Jy het nie tyd oor nie. Kry prioriteite so gou as moontlik reg. Dinge is besig om te gebeur. So, without any doubt, what I'm about to reveal is happening now. It's unavoidable and it's for today. Is julle gereed? 1 Timotheus 4 vers 1 tot 2 in die Passion. The Holy Spirit has explicitly revealed at the end of this age, many will depart from the true faith. One after another, devoting themselves to spirits of deception and following demon-inspired revelations and theories. Kan julle dit beleef? Kyk mooi. The Holy Spirit has explicitly revealed at the end of this age, many will depart from the true faith. Ons praat van die afval, né? One after another, devoting themselves to spirits of deception, misleiding,
and following demon-inspired revelations and theories. Die American Standard Version sê dit mooi, hy sê die laaste deel, hy sê, okay, gaan aan 2, hypocritical liars will deceive many and their consciences won't bother them at all. American Standard Version, through the hypocrisy of men that speaks lies, branded in their own conscience as with a hot iron. Wie van julle was al op 'n plaas waar beeste gebrandmerk word, of vee gebrandmerk word? Dis nogal 'n storie. Jy ruik net harrebrand, maar dis nogal 'n storie. Maar as jy gebrandmerk is dit permanent. Nou 'n hypocriet is iemand wat vir jou dinge leer, en hy self pas dit nie toe nie, want hy het 'n ander agenda. Dis 'n hypocriet. So kyk mooi wat sê hierdie stuk. Many will depart from the truth, one after another, devoting themselves to spirits of deception and following demon-inspired revelations and theories. Daar's 'n ding soos 'n gewete. Ons het almal 'n gewete. Dit sit in jou geesdimensie. Jou gewete is jou tool. Dis jou vermoë om te onderskei tussen reg en verkeerd. Nou kan jy verstaan, deur jou verwysingsraamwerk en al die goeders, hoe dit beïnvloed word, hoe dit gevorm word. Maar met daai tool, dis jou vermoë om te onderskei, wat is reg en wat is verkeerd. Dis hoekom ons praat van gewetenlose moordenaars. Dis ons praat van al daai tipe van dinge, want in jou gewete is daai vermoë nie ontwikkel nie. Dis belangrik dat jy dit vandag weet, maar daar's 3 tipe consciences wat ek met julle gou wil deel. Jy kry 'n religious conscience. En die probleem is dit. Dis wanneer jou godsdiens lippetaal word. Dit is wanneer jou hart ver van die Here af is. Jy's net 'n naam. Is jy Christen? Jy bid gou vanaand vir 'n minuut net om jou gewete te stil. Jy kan nie meer onderskei tussen reg en verkeerd nie. Want dit is nie ontwikkel nie. Die tweede ene is silenced conscience. Dit is wanneer jy moeg geword het om te gee. Dis wanneer jy jou moeg geword het om jou te bekommer. Dis wanneer jy moeg geword het om skuldig te voel oor goeders. Jy gee net eenvoudig nie meer om nie. Face force. Dis 'n silent een. En dan kry jy 'n corrupted conscience wat sê, almal is verkeerd. Ek weet wat is die waarheid. Almal doen dit, so ons kan dit ook maar doen. Ons kan dit ook maar toelaat. Ons gaan kompromie aan met die wêreld. Terwyl jy met die wêreld kompromie aangaan, besef jy nie, jy gaan 'n kompromie aan met die duiwel, met die vyand wat agter dit sit nie. En dan op die einde van die dag kom daar wêreldse sienswyse in. Jy gaan maar saam met die stroom. Jy beweeg maar net saam met die stroom. Soos die ou mense gesê het, jy het boedel oorgegee. Ek roep dit uit met alles wat ek het. Wake up church. Wake up church. Now there's lots of negative, destructive things that are increasing by the day. We all know that. Unrighteousness. Entitlement. Ek het 'n reg om te lewe. Ek het 'n reg om behandel te word soos 'n mens, terwyl dit 'n voorreg is om asem te haal. Kom ons stop net gou daar. Dan gaan ons verder. Corruption, dit neem toe. Liberal mindsets, julle weet wat met die woke goed gebeur en al daai dinge, né? Ungodliness, anarchy, wetteloosheid, dit neem toe. Al die goed ken ons, maar daar's 'n paar ander goed wat ook toeneem binne in die kerk. Confusion, deception, let it slide. Onder die bruid. Ons weet wie is die oorsprong van al hierdie goed. Ons weet dit kom van Satan af. Maar nou kom ek by my woord uit vanmôre. Daar's so 4 bronne, 4 deure wat ons oopmaak in die kerk, hier onder ons, wat die vyand die reg gee om van ons te slag te steel en te verwoes. Terwyl daar 'n oproep is van die Here om te sê, my kerk word wakker. Julle verstaan nie, waar's die horlosie nie. Julle verstaan nie wat gebeur nie. Ek het vir daai eerste skrifgedeelte gelees van
Baie sal wil ingaan, maar hulle sal nie in staat wees nie. Wees wakker. Jy is nie eenmaal gered en altyd gered nie. Nonsens. Nonsens. Hoor gou mooi. 4 goed. Die eerste een is diluted preaching and doctrines. Kom ons lees vir julle die skrif. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine and accurate instruction that challenges them with God's truth, but wanting to have their ears tickled. Klap gou jou man of jou vrou se oor sê, kiel hom so bietjie. But wanting to have their ears tickled with something pleasing, they will accumulate for themselves many teachers, one after another, chosen to satisfy their own desires and to support the errors they hold, and will turn their ears away from the truth, and will wander off into myths and man-made fictions, and will accept the unacceptable. Is dit wat reg was, nog reg in die wêreld? Is dit wat verkeerd was, nie nou reg nie? Ons hang goed aan. Dit wat onaanvaarbaar is nou aanvaarbaar. Nou hierdie is nie orde van die dag. Daar's baie opinies, daar's baie doktrines, daar's baie leerstellings. Dis oral sigbaar. Ons hoor van dit oral. Ek het vir julle gelees die eerste skrifgedeelte. Leerstellings van demone. Leerstellings wat demonies geïnspireerd is. Openbaringe, nuwe dinge. Ja, maar pastoor, hoe gaan ons nou weet? Bly by my. As jy praat waarvan die kerk hou, as jy vandag preek oor rykdom, geld, seën van die Here, voorspoed van die Here, which is fine. Daar's balans. Maar as jy daaroor praat, dan like hulle jou. Almal in die kerk like jou. Hulle is juist die beste wat daar is, terwyl ons mense mislei. En ek sê dit vandag op hierdie video, elke pastoor, elke leier, hoor vir my mooi, die woord van die Here sê, jy gaan met 'n ander oordeel geoordeel word. Die woord van die Here sê, omdat jy mense beïnvloed, is daar 'n ander oordeel wat vir jou kom. Maak seker, jy's in lyn met God se woord. Dis as jy praat van wat die mense wil hoor, dan is almal happy. Maar gaan nou, praat bietjie die woord onverdin. Preek bietjie sonde. Preek bietjie oordeel. Kom net op 'n punt waar jy bietjie preek van heiligmaking. Jou self bietjie een kant sit. Dat jy nie lyk soos die wêreld en ryk soos die wêreld nie. Praat bietjie daaroor. Raai wat gebeur. Dan vermy almal jou. Hulle distansieer hulle self en hulle gaan soek 'n ander kerk. Hulle dink in hulle kop, hulle kan weghardloop van die Here. Hulle dink in hulle kop, hulle kan weghardloop van die waarheid. Dis onmoontlik, want God weet alles. Ek roep uit en ek sê, wake up church. God will not change his word to be in line with your doctrine or your preferences. Never. The word of God it's there. It's there. It is the foundation. It is everything. Die woord van God staan vas. Jy moet by die woord van God aanpas. So gou as wat jy kan. So ek preek hom vanmôre kaalkop vir jou, maar jy moet hom hoor. En ek wil nie in hierdie omstandighede jy moet nou veroordeel voel nie. Ek wil hier op die einde van die dag, die Here wil jou aanmoedig. Hy wil vir jou sê, kom my kinders, is nog nie te laat nie. Daar's nie baie tyd nie, maar is nog nie te laat nie. Jy moet aanpassings maak. Jy moet by hom uitkom. Die tweede ding, eerste een was die diluted preaching and doctrines. Die tweede ding, addiction to social media, the media, culture differences and traditions. Dis 'n groot beperking. Kyk wat sê die woord. Everything is permissible for me, but not all things are beneficial. Dan stop almal daar. Die Here, mense hoor gou mooi. Die Here sê, ek kan alles toets. Ek kan alles beproef. Lekker verskoning. Lees gou verder. Gaan gou verder aan. Dan sê hy, everything is permissible for me, but I will not be enslaved by anything. Kyk gou die verduideliking.
brought under its power, allowing it to control me. Wow! Nou is dit 'n ander ballgame hierso. Mense is baie keer so vasgevang in sosiale media en Facebook en wat ander mense van jou sê dat hulle selfmoord pleeg. Dat dit probleme veroorsaak op skool, met kinders, met leerders. Dit begin baie issues veroorsaak. Wat ons mense is vasgevang in wat ander ouens sê. Ek het al baie oor gespog en ek spot en ek weet nie of ek dit moet sê nie. Vat nou iemand wat nog nooit Facebook gehad het nie. Nog nie eens weet hoe werk dit nie. En dan verduidelik jy vir hulle, luister, jy kan enig iemand opsoek, hulle naam. As jy so naaste by 'n idee het, dan gaan jy sien wie daai persoon is. En jy gaan op Facebook gaan kyk na foto's en na al die tipe van dinge en jy gaan kan sien wat in hulle lewe aangaan. Dan gaan ek kyk en dit is so mooi en so mooi. Maar soek gou vir my daai naam op. Soek gou vir my daai naam op. Dan sit 'n ou vlam van skool daar. Jy weet nie eens of hulle nog lewe nie. Maar ek wil sien hoe lyk hy nou. Kyk sy poepies. Want wat gebeur? Ons raak vasgevang in 'n wêreld wat fake is. Ons raak vasgevang in 'n onwerklikheid. Nou hier is die skrif wat ons gebruik met enige verslawing. Ek is baie hard vanmôre en ek's baie reguit en ek praat die woord reguit. Luister gou, as drank vir jou 'n probleem is, beheer hy jou. As jy jou nie beheer nie, los hom. Ons kyk of jy kan. As sigarette deel is van jou lewe en jy kry dit nie gelos nie, beheer hy jou. Want wat doen sigarette? Dit maak jou kalm. Ons lag vanmôre daaroor, maar dit is so hartseer. Dit is so hartseer. Dit beheer jou. Jy moet beheer word net deur een ding. Die Gees van die Here. Dis die enigste ding waarin jy kan verslaaf wees, die Gees van die Here in jou lewe. So dis belangrik dat jy hierdie hoor. So ons word daardeur gedoen. Hoor gou hier, things that do not qualify you as a child of God. Hoor gou mooi. Hier kom 'n groot openbaring vir baie mense. Eerste een, sharing a Bible verse or scripture on Facebook or on your WhatsApp status. Dit maak jou nie 'n kind van God nie. Dit maak jou godsdienstig. Maak jou 'n hipokrit. Want in baie gevalle gee jy voor wie jy is, maar jy is nie. Tweede ene. Once in a while visiting church. Net one slip on, net one slip on. Ons weet mos hoe werk dit. Ons laat die onderlinge byeenkoms uit. Want so eenmal 'n maand dat ek my gewete gestel. Dat ek my kant gebring. Terwyl hierso is waar die Here wil begin beweeg. Waar hy wil werk. Mentioning God and Jesus in conversations without swearing. Baie mense gebruik die naam van die Here net om te vloek. Net om te laster. Moet vir julle hier vertel. Droom wat ek ingekry het. En 'n persoon wat staan en hier kom 'n vroutjie na hom toe, maar so 'n kort vroutjie. Maar toe sy so aankom, begin sy laster en sy begin die Here vloek en sy begin die Here sleg sê en sy begin al die kante toe en dit spoeg en dit skreeu en dit gaan te kere. Hy staan daar so en kyk. Toe sy nou klaar is, toe sê hy vir haar, "Are you done?" En sy bly stil. Hy sê vir haar, "Watch this." Karabasiki en Toroboshana. Maar sy slaan sy bollemakiesie agteruit. Jy moet vol wees vir die Gees van die Here. Jy moet die waarheid ken. Jy moet hoor wat hier gepraat word. So dis nie net vir goue skrifgie opsit nie. Jy moet daai skrif lewe. Gaan aan. Quoting Bible verses and scripture out of context. Jy dien nie die Here nie. Jy lewe nie die lewe wat jy moet lewe nie. Daar's nie 'n lewe van toewyding nie. Maar laat die pop op die ven stryk. Here, maar u sê in die woord, geen onheil sal naby my kom nie. Dit is nou lekker, uit konteks uit. Daar's 'n verantwoordelikheid. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die goed. Wearing a biblical tattoo on your body. Maak jou nie 'n Christen nie. Ek wil nie iemand afkraak of op tone trap nie, maar ek het eendag 'n grappie gehoor van iemand wat dit baie ligtelik gesê het. Hulle sê hulle skryf Bybelversie op hulle arm of so, want hulle vergeet hom, dan kan hulle heeltyd kyk. Dis 'n kripnout. Dis hoekom mense dit doen. Dit maak nie van jou Christen nie.
Dit maak nie vir jou kind van God nie. Luister gou, die wêreld kyk nie hoeveel skriffies het jy op jou, of wat se kruise het jy nie. Die wêreld kyk hoe lewe jy. Die wêreld kyk wie jy in jou. Wat jou gesindheid. Hulle voel vere vir daai advertensies. Wie van julle hou van TV-advertensies? So in die helfte van 'n program oppop. Nou, dis so 'n advertensie. Jy wil die vleis hê. Jy wil die game sien. Jy sien hoe die Bulls die Leinster gister gewen het. Jy wil dit sien. Dis die belangrike dele. So, jy soek nie daai advertensies nie, maar tog dink mense dit maak hulle Christene. Nou luister gou, sosiale media en al die goed. It's brainwashing people, rewriting norms and standards, misleading millions, and it's a fake world. Wake up church. Die derde ding, vierde ding. Nou moet ek baie versigtig wees, maar hoor die woord van die Here. A fake and a true Holy Spirit. 1 Johannes 4:1 in die Nuwe Lewende Vertaling. Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. Weet jy baie keer kry ek dit, dan sê, as daar 'n persoon in my kantoor dan sê hulle, Pastoor, Jesus het vir my gesê, ek moet daai geld by die werk steel. Dan sê ek, nou hoe het jy dit reg kry? Pastoor, ek het woord gekry, ek moet dit doen. Ek moet dit verduister. Dan sê ek, luister, ek wil nou nie lelik wees met jou nie, maar laat ons mekaar gou mooi verstaan. Dis nie die Here gewees nie. En dan word jy aangevat. Jesus is nie in jou nie. Die Heilige Gees is nie in jou nie. Dan sê jy het onderskei het. Luister gou vir my mooi. Wat staan hier? Ek preek dit al vir jare. Ons leef in 'n tyd waar die waarheid en die leuen so langs mekaar is. Jy het die Gees van die Here nodig om te onderskei. Sonder sy Gees gaan jy mislei word. Ons praat vanmôre oor misleiding. Eendag hier by my 'n geval gehad, ek wil nie te veel detail ingaan nie, my geskok. Ek het besef waarmee dit ou te doen. Vroukie het voor my sit en sy manifesteer demonies. Nou gewoonlik, ons hanteer die goed baie vinnig, ons entertain hulle nie. Jy weet, dis nie 'n kwessie van ons gaan nou onderhoud voer met hierdie demonies dinge. Nee. Vat hom reg uit, maar die Here sê vir my, luister wat sy sê. En ek sê vir haar, wie's jy? Die demoon. Sy praat met 'n manstem. Ek sê vir haar, wie's jy? Hy sê, ek is Jesus. Mense, daar's 'n realiteit. As een van ons mense wat net gered is, nog nie diep is, nog nie oud is nie, nog nie volwasse is in die Here nie, en jy hoor net Jesus, dan is dit vir jou aanvaarbaar. Maar jy moet kan onderskei. Jy moet dieper kan gaan. Want as die Gees van die Here wat in jou woon, nie Jesus. Jy moet dit baie vinnig onderskei. Dis 'n fyn lyn. Dis waarmee ons besig is. Dis wat gebeur. So daar's 'n fake Heilige Gees in hierdie hele ding. Hoe kan jy dit toets? Die woord sê, you must test them. Hoe kan jy dit toets as die woord van God nie in jou is? Jy kom na 'n skietgeveg toe met 'n knipmesie in die sak. Want jy is nie toegerus nie. Hoekom? Want jy het die tyd met die Here spandeer nie. Hoekom? Want jy het die woord van God binne in jou nie. As iemand jou iets vra, dan moet jy eers gaan opsoek. Dan moet jy eers gaan. Gelukkig nou so daar in die ou dae het jy 'n konkordansie gehad, onthou julle? Want jy hom geblaai het al die pad. Nou was daarom so 'n bietjie alfabeties. Nou is dit maklik om te search. Tegnologie, om 'n woord te soek en om te kry. Maar weet jy wat? As die woord van God in jou is, dan kom dit uit. Tjoe. Jy gebruik dit outomaties. Die dinge moet gebeur soos dit moet gebeur. En jy kan die woord van die Here gebruik soos 'n swaard. Julle moet een ding verstaan. En hierdie trek ek nou terug na die wegraping toe. Kyk gou mooi. 2 Tessalonisense 2. For the mystery of lawlessness. Luister mooi. Rebellion against divine authority and the coming reign of lawlessness is already at work. Is die duiwel aan die werk? Is die gees van Antichrist aan die werk? Alreeds. Mag hy wees? Nee, want die bruid is nog hier. Maar hy's 'n dief, hy's 'n opportunis. Hy gaan sy luck push.
Hy's besig om te werk. Gaan ons verder. But it is restrained only until he who now restrains it is taken out of the way. Die gees van die Here weg. Gees van die Here in jou en my, met die wegraping, is ons weg. As die Heilige Gees nie meer hier nie, then the lawless one, the Antichrist, will be revealed. Kan die vyand hom voordoen as 'n engel van die lig? Elke dag. Elke dag. Kan hy hom voordoen as sê, die Here sê, jy moet die geld verduister by die werk. Kan hy hom voordoen en sê, jy moet jou man skei, en jy moet vir my kom werk, jy moet jou kinders afskryf, vir my kom werk. Is dit die Here? Is dit die Here nie? Is die vyand. Kan die vyand kom, en vir jou sê, luister, die eindtyd goed wat almal so preek, elke ou het sy opinie. Hierdie is almal verkeerd, ek vat net hierdie een, en is nie gebaseer op die woord nie. Kan hy dit doen? Verseker, want hoekom? Hy het 'n plan om jou te vernietig. Hy het 'n plan om vir jou te sê, jou tyd is verby. Hy het 'n plan, om jou in die slaap te maak, terwyl jy moet kyk wat gebeur, in hierdie eindtyd. Hy het 'n plan, om jou in die slaap te maak agter die stuurwiel, om jou dood te maak voor jou tyd. Dis die valse ding wat daar is. Daar's 'n gees, the spirit of Antichrist, 'n nuutste, spirit of chaos, oor die wêreld loskom, rebellion, anarchy, the whole story. Ek het nie vir jou kerk, jy's die teiken. Jy's die teiken. Hulle wat nie die Here dien nie, hulle wat nog nie die Here aangeneem het nie, hou hy net so op 'n afstand. Totdat hulle begin geluide maak om by die Here uit te kom, dan gaan hy aanval. Maar ek en jy is die teiken, want hy wil ons afrokkel. Hy wil jou afvallig maak. Hy wil hê jy moet dit verloor wat jy het in die Here. Dis waaroor my hele boodskap gaan vanmôre. Deception. Misleiding. Dis die punt waar ons vassit en waar ons vasgevang was. Die 4de een. Gevaarlike grondgebied. Artificial intelligence. Ek moet hierdie sê vanmôre en ek gaan dit sê. Dit is 'n awesome ding wat nou reg oor die wêreld inkom. Ek wil vir julle gou die definisie lees. Artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision making, and translation between languages. Dis fantasties, dis wonderlik. Artificial intelligence, rekenaars kom in. Ek is mal oor SpaceX, ek is mal oor die ruimte. Nou hoor ek weer hierdie week, hulle Dragon wat afgekom het en kom land het, alles word deur 'n rekenaar beheer. Mense sit binne, handjies gevou. Hulle geniet die view. Alles word beheer. Dis wonderlik, maar hy wat? Gee ons nie nou deel van ons oor nie? Raak ons nie nou verslaaf aan iets nie? Weet jy wat's die ergste van alles? In die kerk kan jy nou gaan en dan wat se engine jy gebruik. Kan jy sê, gee my 'n boodskap oor liefde. Hy werk so 'n hele boodskap uit. Hy vra vir jou, hoe lank moet hy wees? Wat se skrif moet hy gee? Weet jy wat's die ergste van alles? Ons het nou agtergekom. As jy skrif aanhaal, vertaal hy tot die skrif. In sy eie opinie. Hy draai die woord. Weet jy, baie mense sal kom en sê, ja, pastoor, dit spaar ons tyd, want dit vertaal dit vir ons. Nou, waarvoor dan of moes hy dit vertaal? Kry jou boodskap van die internet af. Skus, ek wou nie op tone trap. Nou vertaal het in Afrikaans, maar hy vertaal het direk. Dan kan jy so vinnig agterkom. Jy kan so vinnig tussen die lyne lees. En dan vra ons, hoekom werk die gees van die Here nie meer in die kerk nie? Want die prediking wat hier vandaan afkom, is nie reg nie. Ek praat nie net van ons, ek praat van al die kerk. Ek sê, die prediking is nie suiwer nie, want dit word deur artificial intelligence gedryf. Dis goed en wel vir grafiese goed, fantasties. Dis goed en wel vir masjinerie en tegnologie en al daai goed. Maar hou dit uit die kerk uit. Want jy gee beheer oor. Ons sien dit al hoe meer, nou ongelukkig. Sosiale media word daardeur gedryf. Julle weet, dit werk met algoritmes. As jy nou, as ek op Tibo gaan,
en ek soek vir 'n stofsuiertjie vir my kar. Vir die volgende 10 dae kry ek net advertensies van karstofsuiertjies op Facebook en oral. Want jy word gebombardeer daarmee. Hy sien jou kom. Hy mislei jou, hy verlei jou. Ons kom dit nie agter nie. Nou net so doen hy dit geestelik. Net so is dinge besig om te gebeur. Weereens gaan dit oor 'n gewete. Weereens gaan dit oor die mishandeling daarvan en die misleiding daarvan. Ek roep uit, ek sê, wake up church. Wake up church. Ek wil nie by wees, of ek bly ek sien deel van die proses en die besluitneming, as die Here gaan begin oordeel oor kerke, hartseer, wat kerkleiers het, wat in 'n lesbiese of 'n gay verhouding is nie. Dis die pastoor op die verhoog. Ek is so bly. Ek is nie deel daarvan nie, want ek weet wat sê die woord. Ek weet wat sê die woord. So dit gaan so hartseer wees. Dalk is hulle van die wat gaan stry om te wil inkom, hulle gaan nie in staat wees nie. Verseker. Want daar's 'n waarheid en daar's 'n leuen. Luister gou vir my mooi. Dit is die kruks van die saak. Dis nou wat die woord sê. Onthou julle, hy sê hy gaan skape en bokke van mekaar skei. Onthou julle dit? Die wat gered is, die wat ongered is. Skape en bokke gaan van mekaar geskei word. Die woord sê in Openbaring, hy gaan skape van skape skei. Hulle wat in name skaap is, maar nie regtig geskaap is nie. Daai skeiding kom ook, is 'n fyner skeiding, want die Here kom vir 'n rein bruid. Hy kom vir 'n bruid wat hom dien met alles wat lê. Nou ek kan al hierdie goed nie julle verduidelik, al 4 van hulle. Nou, hier's die vraag, wat staan my te doen? Pastoor, waaroor gaan hierdie boodskap? Hierdie boodskap gaan daaroor. Daar's 'n oproep van die Here af, en ek glo my hart uit, dit kom uit sy gees uit, dis die Vaderhart. Gisteroggend bid ons hier by Power Hour. Terwyl ons begin bid vir siele, dis die Here in hierdie plek. Want dit is die Vader se business. Dis sy hele hart. Dis waaroor dit gaan. En die Here lê dit op my hart. Hierdie gaan nie net oor 'n wêreld daar buite nie. Hierdie gaan vir die kerk. Hierdie gaan vir ons wat hier sit vanmôre. Eerste enetjie. Are you falling asleep behind the wheel? Geestelik. Raak jy in die slaap? Het jy so 'n bietjie verslap? Het jy so 'n bietjie minder tyd met die Here begin spandeer? Het jy begin goed toelaat in jou lewe? In die verlede het jy die TV afgesit as aan ons op was. Kyk jy nou al daarna? Entertain jy dit? Ek wil nie jou beskuldig nie. Ek wil jou aanmoedig. Die Here sê, dis nog nie te laat nie. Hy sê, dis nog nie te laat nie. Moenie nou spoed verloor nie. Ons sê altyd, ons is die eindtyd kerk. Ek het 'n beter naam gekry. Ons is die pylvlak kerk. Ons is die eindstreep kerk. Hoe sal dit wees? Jy kom hier die hele reisies deur. Nou as jy in die pylvlak en nou gaan sit jy. Dis mos nie die idee gewees nie. Hou aan, hou aan, hou aan. Die Here sê in sy woord, hou aan, jy gaan deurkom. Daar's baie meer geestelike dissipline en toegewydheid nodig. Nou kom ons weer, maar pastoor, ek het nie tyd nie. Ek weet jy het nie tyd nie. Jy kan dit nie bekostig om die tyd te hê nie. Koop die tyd uit. Daar's prioriteite wat nou baie nodig is vir dit wat nou moet kom. Do not abdicate your throne. Moenie van jou troon as hoof van die huis afklim nie. As priester, profeet, koning van die huis nie. Moenie van jou troon as geregverdige kind van God afklim nie. Asseblief. Dis nie nou tyd om dit te doen nie. Dis nie nou tyd om moeg te raak nie. Gaan verder, hy sê, lukewarm Christianity doesn't work. Lauheid, het die Here gesê, spoeg ek uit my mond uit. Was jy maar warm, of was jy maar koud? Nou sit jy so tussen die twee. Ek het 'n ou pastoor gehad, ek moet dit demonstreer. Julle sal dit nou geniet. Ek was nog op sonnaarskool. Hy het altyd gesê, die paadjie na die Here toe, loop daai kant toe, en die pad van die wêreld loop daai kant toe. Hulle is 90 grade uitmekaar. Hy sê, jy kan probeer om op al twee paadjies te loop. Hy sê, maar ergens, nee, gaan of jou broek skeer, of jy gaan split of iets. Jy moet een kies. Dis hoe dit is. Nou, ek het niets vir jou. By default is jy aan die duiwel se kant. Want jy is in sonde gebore, stuk in die wêreld. Dis hoekom ons tot bekering moet kom. Dis hoekom ons moet sê, ek klim van die paadjie af, ek gaan op daai inloop. By default is jy aan die duiwel se kant.
Ja, maar pastoor, ek wil nie my hart vir die Here gee nie, want dan moet ek veg. Jy veg in elk geval, jy weet dit nog net nie. Ons weet net wie wen. So kom aan die wenkant. Ondersteun die Bulls. Kom aan die wenkant. Maklik. You need a deeper walk with the Holy Spirit, day by day. Jy kan nie meer sonder onderskeid deur die lewe gaan nie. The only addiction is the Holy Spirit. 3 woorde, nie meer sluit ek af vandag. Ek kan vir my kom speel, Mac, as julle kan. Hiermee wil ek afsluit vandag, en hier is die mooiste openbaring. Ek sit daar by Crystal Springs op die stoep. Kyk so oor hy valleie uit, en ek lees hierdie raak. En die Here breek vir my ding oop. Ek besef, luister, daar's 3 woorde, wat uitstaan uit alles wat ek vandag gesê het. Die eerste een is wisdom, revelation en understanding. 3 woorde wat jy nodig het. Is wysheid iets wat jy leer? Dis kennis. Is kennis goed? Verseker. Maar wysheid is beter. Revelation, openbaring. Daar kan openbaring wees van demone, valse openbarings. Maar daar kan ook die regte openbarings wees. Ek en jy het openbaringskennis weer nodig. In hierdie dag waarin ons lewe. Hoekom? Want die vrees van God moet terugkom. Die vrees van God moet terugkom in die kerk, onder die bruid. Dan gaan mense sien ons is anders. Dan gaan hulle beleef, dan gaan jy vir daai vroukie sê, nou gaan jy. Backsummies, dis hoe dit werk. Dis wat nodig is. En dan understanding. Jy moet verstaan waar jy is. Jy moet verstaan wat jou rol is in hierdie eindtyd kerk. En jy moet verstaan hoe jy vorentoe gaan. Dis alles hierin, want baie ouens probeer jou leer wat jy moet doen, hoe jy moet optree, maar dis nie in die woord nie. Baie ouens wil vir jou leer, jy moet hierdie verstaan. Jy moet hierdie sondes akkommodeer. Dis nie in die woord nie. So hulle bring 'n ander understanding. Bly by my. Proverbs 2:6 in the Passion. Wisdom is a gift from a generous God. And every word he speaks is full of revelation and becomes a fountain of understanding within you. Is dit nie awesome nie? Hy sê, wisdom is a gift from a generous God. And every word he speaks is full of revelation and becomes a fountain of understanding within you. Wysheid kom van God af. Wil jy goddelike wysheid hê? Kan ons gou sien. Wie wil goddelike wysheid hê? Great. Wie van julle wil goddelike openbaring hê? Dis op die regte kant. Wie van julle wil goddelike verstaan hê, dat jy kan sien waar jy is? Ons almal is daar. Dit is wat nodig is. Dis die bron. Nie die valse leerstellings nie. Nie sosiale media nie. Nie AI nie. Dan nou, ek het so 'n idee, AI gaan nog groot moeilikheid veroorsaak. Het gaan nog mensdom oorvat. Ons gaan onsself vernietig, maar toe maar. Daai tyd is ons nie hier nie. So dit's mooi. En dan it becomes a fountain of understanding. Dis mooi. Hierdie is 'n awesome skrif. Dit vat alles saam. Skryf hom neer, neem hom af. Maar vat die volgende een saam. 'n Paar verse later. When wisdom van God af wins your heart and revelation breaks in, true pleasure enters your soul. If you choose to follow good counsel, divine design will watch over you, and understanding, hoor nou, and understanding will protect you from making poor choices. Wow! Ons praat van verhouding met die Gees van God. Ons praat van, hier is die resep, om al die goed te vermy, hier is die resep, om regtig by die Here uit te kom. Wie van julle het al dom besluite geneem? Ek kan voete en hande alles opsteek. Wie van julle het al besluite geneem, en as jy dit klaar gedoen, dan weet jy, ek moes nie. Ons almal was al daar. Maar as jy die groter prentjie verstaan, dan kom hy en dan sê jy, understanding, wat waar vanaf kom? Van God af. Who will protect you from making poor choices. Dan besef jy vandag, wat die Here vir ons sê. Die Here sê vanmôre, en hy sê dit vir hierdie gemeente, die wat skoon is, gaan skoner word.
Die wat vuil is, gaan vuiler word. Dis jou keuse. Dis jou keuse. Dis jou keuse vanmôre. Gaan jy op 'n punt kom, en dis hier waar ek die Heilige Gees vertrou om in jou inspraak te lewe. Op 'n punt kom waar jy sê, hierdie pastoor het nou my hare verkeerd opgevryf. Jy moes nou nie dit gedoen, is ook sommer kwaad. Of gaan jy sê, Here, I don't want to miss it. Ek wil nie sukkel en probeer om by die noupoort in te kom en ek kan nie. Ek wil toewy aan U. Ek wil weer naby aan U kom. Ek wil my prioriteite in plek sit. Ek wil weer die regte dinge prioritiseer in my lewe. Ek wil die tyd uitkoop. Ek wil tyd maak vir dit wat belangrik is. Dit wat jy nie in geld kan meet nie. Dis die belangrikste deel. As jy daarby kom vanmôre, dan besef jy vandag wat die Gees van die Here vir jou sê. Ek wil elke persoon in hierdie plek aanmoedig vanmôre. En ek wil vir jou sê, luister. As jy meer tyd verspeel nie. As jy meer tyd vergaan maar net aan nie. Oorleef maar net van vandag tot vandag nie. Daar's soveel in die Here. Daar's soveel opgesluit in Hom, maar daar's voorwaardes. Daar's voorwaardes. Jy moet jou by Hom skaar. Jy moet gehoorsaam wees. Jy moet jou onderwerp aan Hom. Jy moet ag slaan op sy beloftes. Jy moet ag slaan daarop as hy jou waarsku. Jy moet ag slaan daarop as hy jou rigting verandering vir jou bring. Want dit is deel van jou verhouding met Hom. Ek wil dit vanmôre uitroep oor elkeen van julle en sê, word wakker kerk. Jy is nou deel van die kerk, die bruid. Word wakker. Julle ken die hele gelykenis van die maagde. Jy kan dit mis. Jy kan dit mis as jou aandag afgetrek word. As jy op ander goed begin fokus, as waarop jy moet fokus. Dit kan te laat wees. Pastoor, ek het nie tyd nie, ek weet. Jou tyd is min. Dis presies die punt. Dis presies die punt wat ons wil.